Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons liefdevolle God, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en dankie vir die geleentheid wat ons het om ook U naam te besing, om uit ons harte uit lofprysing te bring en te sê, U is die koning van die konings, die Here van die Here, die God van al die eeue. Here, dankie dat ons dit kan bely, dat ons dit kan glo, dat dit in ons hart kan woon. En dankie Here dat ons ook vandag hierso in hierdie kerk kan wees as gelowiges saam om U naam groot te maak. Om 'n volgende groep jong mense te sien, belydenis van geloof af lê, daar waar hulle ook dan hulle lewe verbind ook aan die belofte dat hulle U sal dien en in U kerk ook werksaam sal wees. Here, dankie dat ons mekaar kan sien en dat ons 'n gemeente kan wees. Dankie vir die werk wat U ook deur die gemeente doen en deur die kerk doen in die wêreld. En ons vra Here dat U ons ook kragtig sal gebruik daar waar ons is, daar waar ons gaan en dat ons ook die klei in die hande sal wees sodat U ons kan vorm om gebruik te word soos U ook wil. Here, ons bid dat U ook in hierdie kerk vanmôre sal wees, dat U met ons elkeen spesiaal sal praat en ons harte sal aanraak. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Goed, gemeente, dit is my groot voorreg om julle te sien vanmôre en vandag hier by julle te kan wees. 'n Besonderse dag. Dit is natuurlik die belydenisaflegging van ons 2025 jaar groep. En julle is so welkom vanoggend en ons is almal dankbaar dat ons kan getuies wees van vandag wat vandag hier gaan gebeur. Natuurlik is ons almal hier by mekaar vandag in die naam van die Here. Jy is hier. En jy sit vandag hierso met al die dinge wat met jou in die week gebeur het, al die dinge wat jou pla, al die dinge wat jy aan dink vanmôre. En ek wil graag hê dat ons net erkenning moet gee aan die feit dat jy hier is. So kyk net so vinnig na jou hande. En raak so in die bene. En dan sê ons almal saam, ek is hier. 1, 2, 3. Ek is hier. Wonderlik. Dan kyk wie persoon langs jou. Jy's nie alleen hierso nie. Hierso is ander gemeentelede saam met jou hier vandag. Kyk bietjie vir hulle, sien hulle raak. Waai vir hulle. Jy weet, gee hulle druk jy as jy wil 'n high five. Right. En dan sê ons almal saam, ons is hier. 1, 2, 3. Ons is hier. Okay. En dan het ons 'n belofte in Matteus 28 wat Jesus sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van tyd, of die volëinding van die wêreld, tot die einde van die eeue is ek by julle. Mooi om dit te weet, nê. So ons weet, Jesus is ook hier vanmôre. As dit ons hande by mekaar, as ons bid, en dan sê ons, Jesus is hier. 1, 2, 3. Jesus is hier. Dit is vir my so belangrik om altyd ons teenwoordig te kry in die kerk. Dat ons mekaar sal sien, mekaar kan erken en ook sal weet dat die Here ook in hierdie gewyde oomblik is. En net so 'n slukkie water vat en dan gaan ons aan. Die heel eerste ding wat ek vandag wil doen is 'n woordjie van verwelkoming. Ek het vir die belydensklas welkom gesê. Ek het vir julle as gemeente welkom gesê en natuurlik het ons 'n video wat besig is om gemaak te word wat reg oor die wêreld gekyk gaan word in Brisbane en Dubai, in Pakistan en iewerster daar in Nieu-Seeland ook en in Australië en oralster. Vir almal van julle sê ons ook baie welkom en is wonderlik dat ons op hierdie manier ook julle kan deel hê van die gemeente. Al is julle dan nou so ver oor die aarde versprei. Belydensklas, julle is uiteindelik hier. Die tyd het aangebreek vir julle om belydenis van geloof af te lê. Julle het 'n baie klasse gehad. Julle het oor hoë berge geklim. Hier is 'n prentjie van hulle staptoer. En natuurlik het julle baie sakke reg gemaak op daai staptoer. Maar julle het dit oorleef. Oom Gerard het baie wysheid met julle gedeel. Julle het baie goed oor die Bybel geleer. En net toe julle dink dis klaar, toe het julle 'n masterclass en daar het julle hierso 5:00 die middag met halwe oogies gesit en loer vir my en gewonder wanneer braai ons. Maar julle is daardeur en op die ou einde van die dag het julle dan nou natuurlik hier gekom, 'n plek in tyd vir julle om belydenis van geloof te kan aflê. En dit is wonderlik, is vir ons almal 'n groot voorreg gewees, voorreg om julle hierso te hê vanmôre in die kerk. Het julle geweet, daar is 3 tipes tyd
in hierdie wêreld. Nee, dit is nie ma se tyd en pa se tyd en my tyd nie, nee. Want daar's ook 'n beduidende verskil in daai tipe tyd, nee. Daar's 3 tipes tyd in hierdie wêreld. En ons lees spesifiek van hierdie drie tipes tyd en hulle benamings en hulle woorde in die Nuwe Testament. So daar is dit reg gegrond as 'n begrip en daarom is daar Griekse terme wat hierdie tyd vir ons beskryf. Maar hierdie 3 konsepte van tyd is in die Ou Testament net so teenwoordig ook soos in die Nuwe Testament. En hierdie 3 tipes tyd bestaan bekend as, die eerste ene is Kronos tyd. Okay. Nou ek is seker daarvan die van julle weet al klaar wat Kronos tyd is as jy net luister wat sê Kronos, nê. Nee. So Kronos tyd is lineêre tyd of kronologiese tyd, nê. Nee. Dit is hoe dinge gebeur soos wat dit gebeur. Een ding volg op die ander ding en ons gaan so deur die ritme van die lewe. So amper sê dat 'n Kronos tyd 'n tipe van 'n goddelike ritme is wat ingeskep is in hierdie wêreld. Soos die minute dan nou verbygaan, so gaan die lewe verby en dinge gaan dan een ding volg op die ander ding. Dan is daar Kairos tyd. Nou Kairos tyd is gewoonlik 'n goddelike oomblik in tyd. Dis 'n oomblik wat gebeur en vanaf daai oomblik is dinge dan nou bietjie anderster. Byvoorbeeld 'n Kairos oomblik sou wees toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Van daai dag, op daai oomblik het God ingegryp in ons tyd en niks weer sou dieselfde gewees het nie. En dan is die laaste tipe tyd Aihoon-tyd. En dit is 'n ewige tyd. Dis 'n tyd wat 'n mens na kyk as jy na God kyk en God sê hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde, hy is die eerste en die laaste. Dit beteken God ken tyd op 'n ander manier. Hy sien dinge van die begin tot die einde. Hy sien wat is, wat was en wat kom. Hy is verhewe, hy is groter as wat ons ooit kan verstaan. Dit is Aihoon-tyd. Nou soos ek sê, vandag het die tyd aangebreek vir julle om hierso te wees en daarom dat ons so 'n bietjie gesels oor tyd. Daar is volgens my nie 'n beter plek in die Bybel om oor tyd te gesels as die baie bekende Prediker 3 nie. In Prediker 3 sien ons al 3 hierdie tye afspeel en ek gaan julle so 'n bietjie wys. In Prediker 3 staan daar: elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te onthels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om af te skaf, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy homself vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan 'n mens die besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. So daar het julle dit nou. Al 3 daai tye is dan nou deel van Prediker 3. Nou kom ek verduidelik gou vir julle hoe ons dit daar in daai teks sien. Julle het nou gesien, daar's dus dinge wat op mekaar gebeur, nê. Nee, die lewe gebeur in 'n bepaalde ritme. Daar's tyd om gebore te word en daar is ook tyd om te sterwe. En dan is daar gebeure wat ons as mense doen en waarmee ons onsself besig hou, wat dan vloei op die volgende ding. Byvoorbeeld om te plant en weer te oes, nê. Nee, dit is dinge wat ons verstaan. Dis 'n verloop van tye. En God het ook hierdie ritme in die skepping ingestel en gemaak sodat die skepping op 'n manier kan funksioneer. Dat ons op 'n manier kan weet wat gaan volgende gebeur. En jou dade het 'n natuurlike vloei in die volgende ding in wat gaan gebeur. En dit is 'n sinkronisasie met wat in die aarde gebeur. As ek plant, wag ek en dan iewers kom maar 'n plant op. En dan oes ek hom en dan het ek kos, byvoorbeeld. So een ding volg op die volgende ding. En dit is die eerste gedeelte van Prediker 3, wat sê daar's 'n tyd vir alles, nê. Nee.
En baie keer wil ons dan nou, we want to jump the gun, nee, ons wil probeer om iets wat vir later in ons lewe is, vir later in ons lewe bestem is, nou te laat realiseer, en dan werk dit nie heeltemal soos dit moet werk nie, want ons gaan buite hierdie orde wat die Here geskep het. So, Kronos tyd is kronologiese tyd, en daar sien julle dit in Prediker 3. Dan is daar Kairos tyd. In die eerste gedeelte van vers 11 staan daar letterlik, God het alles in 'n bepaalde tyd, vir 'n bepaalde tyd geskep. Daar's hierdie goddelike oomblikke wat plaasvind in die skepping, en dit veroorsaak dat die skepping op 'n sekere manier dan nou gebeur, en dat ons is waar ons is. So God is ook betrokke by sy skepping in hierdie Kairos oomblikke. En dan is daar Aeontyd, die ewige tyd. En vers 11 sê vir ons, God is so groot, so wonderbaar, so almagtig, dat ons hom nooit sal kan begryp nie. En ons sal nooit sy verstaan van tyd kan begryp nie. Maar wat wonderlik is dat ons die vermoë gekry het, om te begryp dat ons nie kan begryp nie. Dat ons kan verstaan, ons gaan nooit kan verstaan presies hoe God werk nie. En wanneer ons na dit kyk, die uiteinde van dit is dan nou verwondering. Ons glo in 'n wonderbare, fantastiese, wonderlike God van al die eeue. En op 'n manier speel hierdie Kairos oomblikke en Kronos oomblikke af in hierdie ewige bestaan van God. As ons dit Prediker 3 so 'n bietjie sou opsom, dan sou ons sê Prediker 3 leer ons, Kairos tyd is lineêre tyd, goed volg op mekaar, Kronos tyd goed volg op mekaar, Kairos tyd, God het oomblikke wat hy ingryp, en Aeon, God is verhewe bo die skepping, en dit laat ons met verwondering. Nou belydensklas, vir ingeval julle gewonder het, al hierdie tye is ook vir môre in julle wêreld betrokke. Daar is natuurlik Kronos tyd in jou lewe gewees. Julle weet, eendag het jou pa en jou ma mekaar ontmoet, en hulle het verlief geraak, en daar het 'n klomp gebeure plaasgevind, en toe hulle weer kyk, toe is daar 'n Kairos oomblik in hulle lewe, 'n ingrypende goddelike oomblik, want alle lewe kom van God af, en daar is 'n lewe geskenk aan elkeen van julle wat hierso is. Ja, dit wag dalk nie nou so voel nie syn, maar jy was ook so groot gewees soos daai mannetjie wat daar is, ewen nog kleiner, en jy weet, sonder hare op 'n tyd. So almal was daar waar ek nou is, jy weet. So, daar was hierdie ingrypende oomblik, die Kairos oomblik in jou ouers se lewe gewees. Jy's gebore en jou lineêre tydlyn, jou Kronos tydlyn het begin. Hoe wonderlik is dit nie, nê? Jou ouers het jou is 'n geskenk van God gegee, en dit is jou lewe. En met jou geboorte, met jou doop, of met 'n belofte voor die Here, of 'n verbintenis, het jou ouers gesê, jong, ek gaan hierdie kind van my, wat 'n geskenk van God is, leer van God. En hulle het miskien ook nog voor die doopvond ook kom staan op 'n punt en gesê, ons beloof dat ons jou sal onderrig en laat onderrig in die Christelike leer en lewenswyse. Of hulle die verbintenis ook in hulle harte gemaak om dit te doen. En so begin hierdie pad toe te stap. En jou ouers leer jou in hierdie Kronos oomblik, hulle leer jou van God. Hulle koop vir jou kinderbybel, bring jou Sondagskool toe. Hulle bid saam met jou, leer jou hoe om te bid. Jy weet daai ding van op my stoeltjie sit ek nou, dis hoe die gebede begin het. En toe begin ons met die handjie en toe gaan ons aan, nê. En al hierdie dinge het julle geleer en het julle in staat gestel, nê, om soos prediker na die lewe te kyk. Om te sê, daar's 'n tyd, God is in alles. God is besig om te werk in my lewe. Jy het die brille gekry deur die dade van jou ouers en die kerk en die Bybel en die bid en jou familie en almal wat saam met jou gewerk het, om God te sien in die Kronos oomblikke, in die Kronos tyd van ons lewe. As jy hier uitstap en jy kyk in die voorportaal gaan jy sien daar lê sulke banners. Dis ons jaar se tema, vind God in die gewone. En dit gaan daaroor om te sê, in my lineêre tyd, in my lewe, daar waar ek gaan, waar ek besig is om te lewe, daar kan ek God vind en wil God hom bekend maak in my.
En God het hom so aan julle bekend gemaak en julle het dan nou hierdie stappe gedoen wat julle gedoen het, sonnaskool bygewoon en belydensklas en 'n staptoer gaan doen en sakke reg gemaak en masterclass en alles vir julle om te kom by hierdie oomblik in tyd waar julle vanmôre is. En dit is natuurlik 'n Kairos oomblik, 'n goddelike oomblik in tyd. 'n Tyd waar jy gekom het om te sê vir al hierdie mense, ek glo in Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in God die Vader. Ek glo dat Jesus my sondes gesterf het. Dit is wat ek bely. En enigiets wat daarmee in stryd is, wil ek niks van weet nie, want dis nie reg nie. Ek verbind my aan hierdie kerk. Ek neem my verantwoordelikhede aan in hierdie kerk. Want julle sien, vandag gebeur 'n baie spesifieke ding in jou lewe. En dis hoekom dit 'n Kairos oomblik is. Daai beloftes wat jou ouers gemaak het, wat gesê het, hulle neem verantwoordelikheid dat jy jou geloof sal leer, dat jy sal onderrig word en laat onderrig word en onderrig is in die Christelike leer, dat hulle sal seker maak jy lees jy Bybel, dat hulle sal seker maak jy bid. Daai verantwoordelikheid skuif nou na jou toe. Dit is nou jou verantwoordelikheid om dit te doen. En dis hoekom hierdie 'n Kairos oomblik is. Want oor 2 jaar waarskynlik gaan julle uit julle ouer huise ook gaan. En dan is daar niemand wat vir jou sê, Shane, moet jy jou Bybel lees vir my nie, asseblief kom Leon, dis tyd, ons gaan 'n bietjie bid nie. Jy moet nou op jou eie gaan staan en verantwoordelikheid neem vir jou geloof. Jy het jou ouers jou gebring tot op hierdie punt met hulle belofte. En jy gaan van hier af met 'n volgende belofte vorentoe. En dit is 'n ingrypende oomblik in 'n mens se lewe. En dis hoekom hierdie oomblik in tyd ons ook as 'n goddelike ontmoeting het. Dan natuurlik is daar tyd in julle lewe, 'n ewige tyd. Hoekom is ons besig met hierdie dinge? Hoekom gesels ons in die eerste plek oor Kronos en Kairos? Omdat alles afspeel voor 'n wonderbare God in sy tyd, in sy tydberekening. 'n God oor die eeue. Ons weet nie wat môre of oormôre gaan gebeur nie. En dit maak ons bang, nê? Onsekerheid. Wat kan volgende gebeur? Die lewe kan in 'n oomblik verander. In my werk sien ek dit daagliks, hoe lewens in oomblikke verander. Maar ek sien ook dat God in elke môre en oormôre is. Dat God daar is soos hy gister al was en dat hy volgende jaar daar sal wees soos hy vandag daar is. En wanneer ons in daai afhanklikheid voor God kan lewe, dat ons iewers in sy ewigheid inpas en dat hy ons nie alleen laat nie, is ons okay. Is ons nie so bekommerd nie. Stres ons nie. Is ons, want ons 'n lewe in afhanklikheid voor God. Die rede hoekom ons hierdie ding doen, die rede hoekom ons glo, die rede hoekom ons sing en loof en prys, is omdat ons glo in 'n ewige God, die een wat eerste is, die een wat laaste is, die een wat is en wat was en wat kom. Dit is wat tyd beteken. Nou in die werkswêreld is daar 'n konsep, is daar 'n ding wat plaasvind. En dit is om in te klok. Nou ek het nog gehoor, wie van julle het al met so 'n masjien gewerk of 'n so tipe masjien gewerk in jou lewe, 'n inklokmasjien? Okay. So kom ek verduidelik die van julle wat nie weet nie, hedendaagse masjiene werk met jou fingerprint, maar in die ou dae het hulle so 'n masjienkie gehad. Nou hy het daar gestaan en daar's 'n horlosie op en daar's 'n kaart met jou naam op. En wanneer jy dan nou aantree vir diens, dan sit jy jou kaartjie binne-in, dan maak jy né? En dan print hy die tyd op die kaartjie. Dan sit jy jou kaartjie nou weer binne in jou sleeve waar hy bly. En as jy nou huis toe gaan of af lunchtyd gaan of wat ook al, dan klik jy jou kaartjie. En aan die einde van die maand dan kyk iemand na al die ure wat jy gewerk het, presies, en hulle betaal jou vir daai ure. So as jy nou 38.75 ure gewerk het, dis wat jy gaan kry. Jy gaan nie 39 ure se pay kry, 75 ure kry. Nou die ding is, die oomblik wat jy daai kaartjie geklik het, het jy aangetree vir diens. Staan jy in diens van hierdie maatskappy. En kan jy nie nou gaan staan en op Facebook wees en Instagram wees en gou jou tannie in Kaap bel, net gehoor hoe gaan dit met julle honde nie en sulke goeders. Jou tyd is uitgekoop vir daai maatskappy. As jy iets anders wil doen, sure, maar gaan stamp dit. Nee, dan kan jy dit doen. So die oomblik wat jy jou
kaartjie stamp, is jy in diens, staan jy in diens. Verteenwoordig jy natuurlik hierdie maatskappy, hulle waardes, en is jou tyd uitgekoop vir hierdie maatskappy. Nou, julle as belydensklas, julle gaan vandag ook inklok hierso by die kerk. So jy gaan 'n paar goeders doen. Die oomblik wat jy dit gaan doen vanmôre, wat jy gaan inklok hierso, sê jy, ek is gereed om hierdie ding te doen. Ek gaan vandag sê, ek bely dit waarin ek glo, en ek verbind my daaraan. Nee? Volgende ding wat jy gaan sê is, ek staan diensbaar voor God, en sy koninkryk en die kerk. En derde ding is, ek neem verantwoordelikheid vir die geloof wat ek uitoefen. Want die oomblik wat jy dit gaan doen, staan jy effektief in diens van die Here. Staan jy effektief, het jy opgedaag om as 'n diensbare, belydende lidmaat van Christus op te daag. So jy stamp effektief die kaartjie wat sê, ek het nou hier opgedaag, ek sê, ja, ek tree aan as 'n Christen in hierdie wêreld. En dit is julle Kairos oomblik. Nou ons gaan dit saam met mekaar doen, en ons gaan hierdie proses hanteer met mekaar, maar ons gaan begin eers deur om 'n doop te behartig. Nicholas, jy kan vir my vorentoe kom. Nicholas Holtzkamp gaan vir ons hier voor staan, en ons gaan jou eers bedien met die doop. Nicholas, daar het ook 'n tyd in jou lewe nou aangebreek, waar hierdie teken aan jou bedien kan word. En in jou lewe is dit ook 'n Kairos oomblik. Hierdie oomblik vir jou beteken eenvoudig, dat die Here kies om deel van jou lewe te wees. Die Here kies om elke dag saam met jou te stap. Die Here kies jou, lang voor jy hom kon kies, het die Here jou klaar gekies. En hierdie teken is 'n teken daarvan, dat hy in jou lewe op 'n spesiale manier betrokke wil wees. Hy wil by Nicholas wees. Hy wil saam met jou gaan na jou werk toe, hy wil saam met jou gaan na jou skool toe, hy wil saam met jou gaan na jou vriende toe. Aan alles wat jy doen, wil die Here ook wees. En hy is eintlik reeds daar. Hierdie is 'n teken wat vir ons wys dat die Here reeds daar is. Die Here is in jou gewone van jou lewe, die Here is in jou buitengewone van jou lewe. Hy is betrokke in elke oomblik. In Genesis 17 het die Here gesê, hy sluit 'n spesiale verbond met Abraham. En daai verbond is effektief, hy wil naby God wees as sy volk. Hy wil saam met sy volk wandel. En daai verbond is dan nou vernuwe deur Jesus wat sê, niks wat jy doen kan dit keer nie. Jesus staan altyd met oop arms en hy wag vir jou om na hom toe te hardloop. Soos daai pa met die verlore seun gelykenis, nê. Maak nie saak wat daai seun gedoen het, en die pa staan met sy arms oop en hy sê, kom na my toe, kom hier na my toe. En so staan die Here vir jou en wag, en al wat hy van jou vra is om hom te kies. En as jy Jesus kies, dan kan jy weet dat jy in sy liefde lewe en in sy lig lewe. En Jesus kies jou vanoggend, Nicholas, en hy gee vir jou hierdie teken om jou daaraan te herinner dat jy ook sy kind is. Nou as ons hierdie teken vir jou gaan bedien, as daar net 'n paar goedjies dat jy op met ja antwoord, en ek gaan nou gou vir jou net daai vragies dan nou lees. Dankie. Glo jy dat die leer soos dit in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisgeskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is? Ten tweede, bely jy op grond van die woord van God dat jy as sondaar in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word? Ten derde, verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die eredienste? En ten vierde, beloof jy dat jy jouself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is dan jou antwoord hierop? Goed. Nicholas, ek dink jy gaan net vir my 'n bietjie hier moet ja, maar gaan op die knie. Ja. Dit is Nicholas Holtzkamp, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons ook vandag vir Nicholas hierdie doop teken kon gee. Dankie dat ons weet dat U reeds van die begin van sy lewe af saam met hom wandel, dat U tyd met hom spandeer het. En Here, dankie dat ons weet dat hy ook tyd in U spandeer het en dat hy 'n vaste geloof het ook in U, Here. Dankie dat U hom gebring het tot op hierdie spesifieke dag, op hierdie oomblik in tyd waar hy hierdie doop as teken kon ontvang het. En Here, baie, baie dankie dat ons vandag ook hom ook as blydende lidmaat in hierdie kerk kan aanvaar. Here, ons bid dat U seën ook op hom sal rus, op sy familie sal rus, en al sy geliefdes, en ook eendag wanneer hy 'n gesin het, dat die seën ook sal verder vloei deur hulle, dat hy die voorbeeld ook vir hulle sal wees, soos dat hy ontvang het. Ons bid dat U nie hom alleen, amen. Nicholas, dankie. Ek het vir ietsie hierso. Nicholas? Haai, Nicholas, baie dankie. Ek mag gaan sit. Goed. Nicholas, ek waardeer, dit is ons 'n baie spesiale oomblik gewees vanmôre om ook die doop aan jou te kon bedien. Om terug te kom na ons belydenisaflegging seremonie toe. Ons gaan vanmôre vir julle as belydennisklas 'n paar vrae vra. En hierdie is 'n oomblik in tyd waar julle nou op hierdie vrae kan antwoord. En wat nou gaan gebeur is, ons gaan vir julle die vrae vra, julle gaan dit hardop sê, en dan gaan ons 'n handeling hê oor hoe julle dit gaan antwoord. En dan gaan ons so ook hierdie diens saamvat. So wat ek wil vra is, belydennisklas, ek wil vra of julle asseblief vir ons sal opstaan. Met jou belydenis van geloof antwoord jy op 4 vrae en verbind jou sodoende aan 8 ja's. So jy gaan bely, jy gaan glo en jy gaan beloof. Nou ek gaan die boonste gedeelte lees en julle gaan die onderste gedeelte lees wat julle dan nou ook op so 'n manier bewus maak van dit wat jy ook jou vandag aan verbind. Die eerste ding wat jy doen is jy gaan bely. Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom baie liefhet? Wat is julle antwoord? Ja. Vir 'n persoonlike liefdesverhouding met Jesus Christus. Dan gaan ons praat oor geloof. Waarin glo jy? Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is? Julle antwoord. Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van hierdie leer tot aan die einde van jou lewe te volhard? Ja, vir altyd, vir die res van my lewe. Beloof jy om alle leringe wat van die Bybel afwyk te verwerk? Ja, vir die waarheid van die Bybel. Beloof jy daarom om hom te dien? Beloof jy om sy naam getrou te bely voor die mense? Ja, om vir ander te vertel van my geloof in God. Beloof jy om aktief aan die werksgemeente van die kerk deel te neem? Ja, om 'n aktiewe lidmaat van die gemeente te wees. Beloof jy dat jy sal onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja, om as 'n gelowige wat help word om bereid te wees om ander medegelowiges reg te help. Baie, baie dankie, julle kan maar sit. So, wat julle nou effektief gelees het, was julle verbintenis wat julle gemaak het. Dit wat vandag hier gebeur, is dit wat julle self nou aan verbind het. Nou ek het julle 'n bietjie vertel van om in te klok. Nou ek het gesoek wyd en suid vir 'n inklokmasjien as handeling, maar toen moes ek my eie een maak en ek glo dat julle gaan dink dit het gewerk. So goed, so julle sien is hier 'n tyd en natuurlik is daar 'n kaart wat jy gaan stamp as jou ja. Nee, so wat is dit? Jou ja gaan wees om hierdie kaart in te sit en dit sê effektief vir jou. Jy klok in as 'n belydende lidmaat van die NG Kerk.
Jy daag op vir diens in die Here se kerk en koninkryk. Jy verstaan dat jy onder die heerskappy van die ewige God staan en jy onderneem om jou geloofsverantwoordelikhede na te kom. Nou, om alles bymekaar te vat wat ek nou vandag vir julle geleer het, in hierdie oomblik, dis waar dit bymekaar kom, in hierdie handeling wat julle maak. Ek het julle vertel van Kronos tyd. Ek het julle vertel dat alles wat julle gedoen het tot op hede, jou gebring tot hierdie oomblik in hierdie tyd. So ook is daar baie keer plekke in ons lewe waar ons kom, nê, waar die Here ons bring op die regte plek, op die regte tyd, om daar te wees, sodat daar 'n Kairos oomblik kan plaasvind. So die Here julle gebring hier na hierdie Kairos oomblik toe. Die Kairos oomblik gaan wees, wanneer jy hierdie kaart in hierdie ding indruk, en daarmee ja sê, vir alles wat jy nou gesê het, wat jy opgesê het. Jy sê ja, ek bely in dat Jesus Christus my persoonlike verlosser is. Dat ek hom sal dien met my lewe. Jy sê ek glo in dit wat ek geleer word. En enige iets wat op my indruis, gaan ek nie myself mee besig hou nie. En ek beloof om al die verantwoordelikhede na te kom wat daar aan my toevertrou word, ook nou in hierdie oomblik. Hierdie is 'n baie spesiale oomblik en dis hoekom ek sê ons gebruik met 'n timestamp, want jy daag effektief nou op. Soos wat iemand by 'n werker 'n kaartjie so inklok en sê nou is ek daar. Ek staan nou in diens. Ek kom my verantwoordelikhede na teenoor my plek waar ek geroep is om te dien. So ook nou kom jy jou verantwoordelikhede na wanneer jy hierdie kaartjie insit en opdaag vir dit wat die Here jou voor geroep het. En dit gaan jou ja wees op alles wat jy beloof het. Nou net om gou vir julle 'n voorbeeld te maak oor hoe dit gaan werk, is my klank aan van die rekenaar. Maak dit vir my seker asseblief, Chris Marie. Is julle reg? Goed. Nou kom ons sê dit is nou ek gewees. Dan gaan ek hier kom, dan gaan ek hierdie kaart hier insit. Ek gaan hom insit. En as jy dit hoor, dan weet jy, jy is nou 'n belydende lidmaat van Jesus Christus, van die NG Kerk. Dan gaan jy vir my hierso teken, Deidre gaan julle help, en sy sal dan ook vir julle kaarte gee, en dan kan jy weer gaan sit. Ek sal weer die kaart uithaal, jy kan hom net insit, ek haal hom weer uit, as dit kom by die volgende persoon. Is julle reg vir dit? Goed. Net hierdie wegval. Deidre, baie dankie. Ons eerste persoon is Jacques Bouwer. Jacques Bouwer, is jy gereed om ook van vandag in te klok as 'n blydende lidmaat van Hooggespreid? As jy is, kan jy net daar vir ons inklik. Kara Brits. Kara, as jy gereed is om op die dag as blydende lidmaat, kan jy ook vir ons jou kaart daar indruk. Lianay Bakkel. Lianay, as jy ook gereed is om as blydende lidmaat bekend te staan in die NG Kerk, is jy ook welkom om dit te doen. Shane Cook. As jy gereed is, kan jy vorentoe gaan en dit doen. Baie dankie, Shane. Bradley, de Beer, as jy ook gereed is om as blydende lidmaat van die NG Kerk ook bekend te staan, kan jy net daar ook insit. Dankie, Bradley. Daniela Ferreira,
Daniela, as jy ook gereed is om in hierdie oomblik die verantwoordelikhede na te kom, is jy welkom om jou kaart daarin te sit. Nicolas Holtkamp, Nicolas, as jy reg is om as blydende lidmaat ook jou plek in te neem en die verantwoordelikhede na te kom, kan jy gerus ook die kaart insit. Dian Kreer. Dian, as jy gereed is, kan jy gerus jou timekaart insit en dan klok jy in ook vir diens. Anko Loots. Anko, as jy gereed is om ook hierdie ja te sê, met daai inklok, is jy welkom om ook jou kaart in te sit. Cristiano Matos. Cristiano, as jou ja, kan jy ook hierdie kaart daar vir ons insit en dan is jy ook belydende lidmaat van die NG Kerk. Pedri Meton. Pedri. As jy lekker vis daai. Ja, is 'n groot vis. as jy reg is om ook jou ja te sê met die kaart, is jy welkom om ook in te sit. Kaiden Oberholzer. Kaiden, as jou ja, kan jy ook die kaart daar insit en daarmee is jy dan ook belydende lidmaat van Wilgespreid. Christian Rademeier. Christian, as dit jou ja is ook, jy kan jy vanmôre hierdie daai kaart daar insit en dan is jy ook 'n blydende lidmaat van Wilgespreid. Kira Ross. Kira, as jy ook vanoggend wil ja sê op alles wat jy voorheen genoem het, is jy welkom ook die kaart daar vir ons in te sit. Lianay Stamer. Lianay, as dit ook jou begeerte is om as belydende lidmaat bekend te staan, kan jy net vir ons die kaart daar insit. Baie dankie. Ansel Foster. Ansel, as jy ook graag jouself wil verbind aan dit wat jy nou opgesê het, is jy welkom ook die kaart vir ons in te sit. En dan Arno Wolmerans. Arno, as jou ja, kan jy ook die kaart vir ons daar in die boks insit. Baie dankie. Kan julle kaarte vir my net so in die banke sit? Die wonderlike is dit wat julle nou gedoen het, is julle het aangetree vir diens. Liewe gemeente, hierdie jong mense wat nou belydenis van geloof ook afgelê het saam met julle nou opgedaag om werksaam te wees in die koninkryk van God. En ons weet dat die instrument wat God ook gebruik in hierdie wêreld is mense.
En mense word saamgegroepeer in gemeentes en in kerke. So hierdie jong beleidende lidmate het saam met jou tot die stryd getree in hierdie wêreld. Het opgedaag om verantwoordelikheid saam met julle as medegelowiges te neem. So 'n mens kan dit soos volg uitbeeld. Ons as gemeente is 'n kers wat brand. En deur hierdie kers wat brand, gee ons ook lig in die wêreld. En vandag het daar ook 'n klomp jong mense hulle self verbind om saam met julle lig in die wêreld te wees. En wat ek nou vir julle gaan vra is, as 'n illustrasie dat julle deel is van 'n gemeente, dat julle deel is van Christus se kerk as beleidende lidmate, wil ek julle vra om op te kom, jou kersie aan te steek en dan vir my daar voor die kruis te gaan staan asseblief, Here. Dankie. Ons doen so lank die eerste ry, Nicholas, en dan as hulle reg is, dan gaan ons die tweede ry oproep. Dankie. So julle kan hom sommer almal soos julle kan gelyk aansteek. En dan gaan staan hulle net met hom voor die kruis, okay. Nicholas, julle kan maar kom. Kom sommer hierdie kant op, Pedri. Chris, julle kan kom. Kira, jy kan daar so voor Karel gaan staan, ja. Liewe gemeente, kom ons almal staan op en ons bely saam met hierdie beleidende lidmate ook ons geloof. Staan so 'n bietjie nader, net so 'n bietjie so, okay. Ons sê die geloofsbelijdenis saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons staan so, dan bid ons saam. Julle kan hulle kersies uitblaas. Here Jesus, dankie dat ons ook vandag hierdie jong mense kan aanvaar ook as beleidende lidmate van u kerk. Here, dankie dat u vir ons 'n plekke gee in hierdie wêreld, maniere gee oor hoe ons ook werksaam kan wees in die koninkryk. En dankie dat ons die geleentheid gehad het om hierdie jong mense voor te berei om te kom tot op hierdie plek en op hierdie punt in hulle lewens. Dankie dat u vir hulle 'n brandende begeerte in hulle hart gegee het om u te dien en om u te dien op so 'n manier ook dat hulle op 'n spesiale manier hulle self wil verbind aan dit wat hulle glo. Here, ons bid dat u saam met hulle sal stap in elke dag wat hulle gaan, daar waar hulle ook in hierdie wêreld is, dat u hulle sal lei, bewaar en beskerm, dat u self en hulle sal openbaar op spesiale en wonderlike maniere. Here, dat hulle u al meer sal leer ken en al meer van u sal verkondig in hierdie wêreld. Ons bid dat u hulle sal dit besef, dat hulle 'n verantwoordelikheid tot hulle self, tot u en ook tot die gemeente het, om
ook diensbaar te bly en hulle verantwoordelikhede na te kom. Here, dankie vir hulle ouers wat hulle gebring het tot op hierdie plek. Vir hulle ouers wat die verantwoordelikheid op hulle harte geneem het om ook hulle kinders te leer van U. Dankie dat U hulle in die hande vashou. As gemeente, Here, vra ons dat U ons sal lei, bewaar en beskerm, dat U ons die insig sal gee om ook te werk saam met hierdie jong belydende harte, sodat ons hulle ook in 'n spesiale manier sal deel maak van ons gemeente, dat ons ook saam met hulle en deur hulle in hierdie wêreld 'n voetspoor kan los van U liefde. Dankie vir hierdie oomblik en tyd. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Amen.